ek het nou eers vir my bietjie koffie gaan maak. Dis nogal iets wat my baie help om te skryf. Ek drink verskriklik baie koffie. Ander skrywers drink verskriklik baie wyn, maar dit daar gelaat, ek sal dit aan hulle oorlaat. Ek verkies maar my koffie. Ons gaan 'n bietjie kyk na die struktuur van Onderwêreld vandag. Die proloog van Onderwêreld begin met die sign-on gedeelte. Nou, wat op aarde is 'n proloog? Die woord kom van die Grieks af wat pro en logos beteken, 'n voorwoord, of dit is 'n voorrede vir die boek. Dit is 'n gebeurtenis wat die sentrale verhaal gaan voorafgaan. Nou, soos ek gesê het, dit begin by sign-on, maar kyk 'n bietjie hoe's dit geskryf. Daar's 'n paar vreemde karakters op daai bladsy, sien jy? Dit begin onder andere bo met HTML. Nou, daai skryfmetodiek is die HTML programmeringstaal. As jy nou wil, en ek glo nie jou onderwyser weet dit eers nie, maar jy kan nou sommer in jou vrye tyd gaan sit en daai hele gedeelte gaan oortik in 'n gewone programmetjie soos Notepad wat op enige rekenaar beskikbaar is, en dan stoor jy hom as 'n HTML layer en jy gaan daai layer kan oopmaak in enige webleser soos 'n Firefox of Chrome en so aan. So eintlik is daardie 'n mini webblad wat daarso vir jou gegee word. Dis die programmeringstaal van 'n klein webblad. Nou die proloog self, jy kan bietjie gaan lees daarso en dan gaan jy dalk wonder, maar van wie word hierso gepraat? Nou ek gaan nou nie vir julle sê nie, dit sal jy dalk later besef wanneer jy die hele boek gelees het, want ek wil nou nie jou pret bederf nie, maar ons kom hierso af op 'n amper 'n mini verhaal van 'n seun wat op sy pa afkom, waar die pa in 'n les voor sy lesenaar sit of agter sy lesenaar sit in sy studeerkamer en die pa wil een of ander iets doen wat die seun geweldig skok. En die verhaal sê dan ook dat dit wat hy sien is iets wat hom nogal magteloos maak en reg deur sy lewe gaan ego. Die sentrale inhoud van Onderwêreld volg direk na die proloog gedeelte. Dit bevat 35 hoofstukke en begin dan met die gedeelte wat as ping aangedui word. Nou wat op aarde is ping? Dit is 'n rekenaarterm wat gebruik word wanneer 'n rekenaartegnikus aan die een kant sit en wil kyk of 'n rekenaar aan die ander kant aanlyn is, dan stuur hy 'n rekenaarsein na daai ander rekenaar toe, en wanneer daai sein terugbons, dan weet hy die rekenaar aan die ander kant is aanlyn. As hy egter die sein stuur en die sein kom nie terug nie, dan weet hy die rekenaar aan die ander kant is aflyn of dalk nie beskikbaar nie. So, gaan kyk 'n bietjie wanneer jy die boek lees, of ons op 'n manier 'n ping-sein gestuur het na iemand wat weggeraak het, of 'n rekenaar wat nie aanlyn is nie. Hou dit sommer so in jou agterkop, dit kan dalk belangrik wees. Nou, die hoofstukke, soos ek sê, daar's 35, en hulle wissel af. So daar gaan een hoofstuk in die hede wees, en dis waar ons aan begin, 'n volgende hoofstuk in die verlede, dan die hede, verlede, en so aan tot aan die einde. Nou, hoe gaan jy weet watter hoofstuk is in die hede en watter is in die verlede? Onthou julle, in 'n vorige video het ek vir jou gesê dat daar hoofstukke gaan wees met die woord logfile. Nou, al daai hoofstukke met die woord logfile is hoofstukke wat in die verlede afspeel. So dit gaan baie maklik wees om te herken. Nou, hoekom die woord logfile gebruik? 'n Logfile is enige rekenaar se geskiedenis. Alles wat 'n mens op 'n rekenaar doen, word in die rekenaar se geskiedenis aangeteken en kan later weer opgediep word. So in Onderwêreld het dit ook 'n simboliese betekenis. Dit gaan vir ons vertel wat als in die verlede gebeur het tussen hierdie twee hoofkarakters, Greg en Eckhart. Ook belangrik vir die sentrale inhoud van die boek is dat ons hierso die hoofgedeelte van die storie gaan kry. Met ander woorde, ons gaan lees van die ontmoeting tussen die twee hoofkarakters, ons gaan sien hoe hulle saam skool gegaan het, ons gaan lees van die verdwyning van een van die karakters, en uiteindelik gaan hierdie hele verhaal, die spanningslyn al stywer en stywer gespan word, totdat ons dan by die klimaks van die verhaal kom.
Uiteindelik loop Onderwêreld uit op die epiloog. Nou wat is 'n epiloog? Dit is weer eens 'n afleiding van 'n Griekse woord, epi en logos, wat beteken afsluiting en woord. En 'n epiloog is 'n toevoeging aan die einde van 'n verhaal, of dis die slotrede. En in Onderwêreld gaan jy sien dit word aangedui deur die woorde log off. Met ander woorde, ek dink baie van julle ken die term om 'n rekenaar af te skakel. So ons het nou al reeds in die voorwoord het ons die term sign on gehad, in die sentrale gedeelte die woord ping, en nou in die epiloog het ons die woord log off. So dit is 3 rekenaarterme wat die verskillende dele van die struktuur identifiseer. Epiloog is natuurlik ook dan nou 'n finale blik op van buite op die storie, en jy gaan merk dat die fokaliseerder verander as jy dit gaan vergelyk met die proloog van die storie. My koffie is nou al koud, maar gou 'n laaste woord. As ek 'n onderwyser was, sou ek gedink het dat hierdie dalk 'n lekker eksamenvraag kan wees, om te verduidelik hoe die struktuur van Onderwêreld werk. So jy weet nou, daar's 'n proloog, 'n sentrale gedeelte en 'n epiloog, en jy kan 'n paar punte onder elkeen gaan noem, en ek dink jy gaan 'n goeie punt kry. Nou, as jy bietjie meer wil weet, onthou om vir jou hierdie boek aan te skaf. Die uitgewer is Bestbooks, is 'n studiewerkgids wat ek geskryf het saam met Dr. Riens Vosloo. Vra vir hom in jou boekwinkel of kry hom op die internet. Baie dankie dat jy na hierdie video gekyk het. Ek sien jou met 'n volgende een weer.